Sy. Goeienaand en baie welkom by vanaand se erediens. Hoop almal is lekker warm en snoesig hierso en dit is 'n groot voorreg om in die Here se naam bymekaar te kom en hom te kan loof en prys. Net 'n paar afkondigings voordat ons begin. Ek wil julle net herinner aan die Hemelvaartdiens wat hierdie donderdag aand om 7 uur by Gereformeerde Kerk Bellville plaasvind nie, Bellville Oos nie. Die ander gemeente is 'n gesamentlike diens wat ons het. So hierdie donderdag 14 Mei. Dan die kook of geniet, as julle nog nie vir dit ingeskryf het nie, asseblief doen. Ek dink, ek sien nou nie advertensie hierso nie, maar dit is 'n baie mooi geleentheid om in te skryf, of as jy dalk nie is, of jy wil net mense in die gemeente beter leer ken, skryf in vir kook of geniet. Dit is baie lekker. As jy kook, maak jy kos, en as jy geniet jy die wat kook se kos. En dan is ons baie bly om te sê dat in die blaadjie sê dit van broeders wat by die kerkraad aansoek gedoen het om hulle geloof openlik voor die gemeente te bely. Dit is Stian Botha, Aiden Miller en Heinrich Nel, en hulle is deur die kerkraad ondervra oor hulle geloof en almal is so tevrede en bly daaroor, en ons sien baie uit om, as die Here wil, is dit die 24ste Mei dan die belydenisaflegging te hê. So mooi hoe die Here werk in mense se harte, en dis wonderlik om getuies daarvan ook te wees. Dis dan al die afkondigings. Kom ons word stil voor die Here. Ons fotum kom uit Hebreërs 1 uit, en dis 'n geleentheid vir ons om bewus te raak van die Here se grootheid en sy nabyheid. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom, dit is Jesus, straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Ons is bewus van hoe groot ons Here Jesus is, ons is bewus van sy heerlikheid, ons is bewus van dat alles deur hom geskep is, en ons is bewus daarvan dat ons hier is in sy naam. Geliefdes, met hierdie wete ontvang sy seun, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld, en so die wil van die Vader te volbring. Aan God kom die eer en die heerlikheid toe. Amen. Ons loof die Here uit Lied 203 uit. Vandag se liturgie tema gaan kinders wees. Dit gaan oor God se kinders wees. En Lied 203, ek is nou nie doodseker oor die vers nie, ek dink is die 3de vers, sê soos 'n vader sorg vir kinders. Kom ons kyk. Ja, dis hy. Soos 'n vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe hul oortredings en berei 'n vreugdefees. Loof hom, prys hom, loof en prys hom. Laat ons hom gehoorsaam wees. Kom ons sing tot lof van die Here, Lied 203, verse 1, 2 en 3.
Kom ons bid saam. Ons ewige God, heilig, heilig, heilig is U naam. Ons wil U loof en prys vir alles wat U doen. Ons vrees U, ons word deur U Gees gedryf om hierdie heilige eerbied vir U te hê, om voor U voete neer te val en te sê dat ons so klein is voor U. Mag ons besef hoe sondig ons is, mag ons besef hoe ver weg ons van U af lewe. Mag ons bid dat U Heilige Gees hierdie bewustheid in ons sal kweek. En mag ons besef hoeveel groter U liefde is vir ons. En dat ons verlos is deur dit wat U Seun Jesus Christus gedoen het. Dat hy die afstand tussen ons en U afgebreek het. Dat hy ons sondes omhels het en op homself geneem het. En dat ons nou vry kan lewe van hierdie straf. U is alles, U is ons God, U is ons Here, U is ons Vader. Ons bid dat U Heilige Gees ons ook sal lei in hierdie erediens, dat ons sal luister na U woord, dat ons sal sing tot eer van U naam, en dat ons harte en gedagtes op U gerig sal wees. Ons wil in besonder ook vanaand bid vir ons gemeente, ons bid vir die plekke waarin U ons stuur, ons bid vir die geleenthede wat U vir ons skep, ons bid vir die Engelse diens wat plaasvind, ons bid dat dit sal groei en dat dit ook 'n wonderlike evangelisasiepunt sal wees. Ons bid vir ons lidmate. Ons dankie dat U ons daartoe in staat stel om mekaar te kan help. Maar ons bid vir hulle wat deur 'n baie swaar tyd gaan, wat onder armoede gebuk gaan, wat nie geld het nie, wat sukkel om werk te kry, om almal wat nie weet wat môre gaan bring nie, of nie weet hoe om vir môre te sorg nie. Ons bid dat U hulle sal bystaan. Gebruik ons as instrumente in U hand om hulle te bereik. Ons wil ook bid vir almal daar buite waar dit so reën en koud en nat is, almal wat haweloos is en wat sukkel en soveel sorge van die lewe moet saamdra. Ons bid dat U hulle sal bystaan en bemoedig en daar waar ons kan, dat U ons ook sal help om hulle te help. Dankie vir U liefde en ons bid dat ons U liefde ook sal uitdra na buite toe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing Skrifruiming 2-4 vers 1 en 3. Wat 'n liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegeewe dat hy ons sy kinders noem. Kom ons sing saam.
skriflesing kom vanaand uit Hebreërs 2 uit. Daarvan gaan ons verse 5 tot 18 saam lees. En dan gaan ons daarna die Heidelbergse Katekismes Sondag 13 saam lees ook. Hebreërs 2 vanaf vers 5 tot 18. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'n Mensekind dat u na hom omsien. U het hom 'n kort tydjie minder as engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog, ek sal u naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook, net soos hulle, mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ons fokus is dan vers 11 en ook vers 10 se begin en dan vers 11. Het sê so, God ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. En dan vers 11 se einde, om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Ons Heidelbergse Katekismes gedeelte is dan Sondag 13. Dit vra, waarom word Christus die eniggebore seun van God genoem, terwyl ons ook kinders van God is? Die antwoord is, omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is. Hy is uit God se wese uit. Hy is, soos die geloofsbelijdenis van Nicea sê, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader. In Engels word dit bietjie beter beskryf. Dit sê, God's only begotten son. Ons het nie eintlik 'n lekker woord vir begotten in Afrikaans nie, so hy is een in wese met die Vader. En dan terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. So, Jesus is die ewige natuurlike seun van God, maar ons word uit genade tot kinders van God aangeneem, deur Jesus se werk. Dan is die vraag, waarom noem jy hom ons Here? Die antwoord, omdat hy ons na liggaam en siel van die sondes, met alle heerskappy van die duiwel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed, tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. So ons het 3 punte om vanaand te bespreek. Die eerste punt is, ons is geestelike weeskinders in God se oë. Die tweede een is Christus, ons groot broer in die hemel, bewerkstellig ons aanneming, en dan jy behoort nou aan die Here. So ons gaan nou begin met, hoe is ons geestelike weeskinders in God se oë? En sommer uit die staanspoor uit kan ons sê, sonde maak ons weeskinders. Sonde veroorsaak dat ons geestelike weeskinders word.
deur Adam en Eva se sonde is hulle uit God se teenwoordigheid weggedryf. Afgesny van 'n intieme verhouding met die Here en verdoem tot 'n swaar lewe. Die Here het uit liefde hulle nie vernietig nie, maar uit vir Adam en Eva gesê, julle kan nie meer in my teenwoordigheid wees nie, julle is te vuil, julle is te sondig, julle moet uitgaan. Nou erg moes dit nie vir die Here se vaderhart gewees het nie. Hy skep die mens as die kroon van sy skepping. Hier's 'n aanhaling hierso uit Psalm 8 uit, soos die Here onderwerp alles aan die mens. Hierdie gedeelte Psalm 8 sê hoe dit is in 'n perfekte wêreld voor die sondeval. En God skep die mens as die kroon van sy skepping met heerlikheid en eer. Alles is aan die mens geonderwerp. Alles is perfek geskep. Ons kon meer as genoeg hê om van te lewe en volkome gelukkig te wees. En die mens het elke dag God, sy Vader se stem duidelik en direk gehoor. Maar tog het die mens se keuses daartoe gelei dat hy 'n geestelike weeskind geword het. Dit laat ons nogal dink aan die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15, baie bekende gelykenis. Dis 'n gelykenis wat die Here vertel van 'n seun wat net besluit sy vaderhuis is nie goed genoeg nie. En hy maak eintlik in effek van homself 'n weeskind. Hy het gedink hy weet wat die beste vir homself is. Hy gaan na verre lande toe, hy verkoos al die geld, sy hele erfporsie daarso, weg van sy vader af. Lewe losbandig. En dan lei hierdie net tot hartseer en hongersnood vir hierdie seun. Hy is weg van sy vader af, hy's 'n weeskind. Hy lewe nie meer in sy vader se teenwoordigheid nie. So lei ons besluite daartoe dat ons ver weg van God af is en dat ons geestelike weeskinders word. Nou kan ons vra, wat behels dit om geestelike weeskinders te wees? 'n Weeskind, en veral 'n weeskind in die tyd van die Nuwe Testament, het nie beskerming of 'n erfporsie of 'n gevoel dat hy of sy iewers hoort, of 'n gevestigde identiteit, of selfs 'n lewenspolis van sy ouer af ontvang nie. So 'n kind het niks gehad nie. In die strate, weg van beskerming en liefde en sekuriteit af. Die dood van iemand se ouers het gemaak dat daai kind se hele lewe omvergewerp word. En dit laat jou sonder 'n vaste aardse fondament, en dit laat jou sonder ondersteuning. Dis hoe ons is vir die Here in ons sonde. Ons het nie 'n gevestigde identiteit nie. Ons word gelei deur die sonde. Dit bepaal, ons liste bepaal wat ons is. Ons het nie beskerming nie, want die dood is wat ons verdien. Ons het eintlik net 'n slegte erfporsie, dit is om weg van die Here af te wees. En ons sal altyd soekend wees. Altyd op soek na iemand wat die Here se leemte in ons lewe vul. Dis as ons volhard in ons sonde. En die Bybel sê ook vir ons dat daar ook, die Bybel noem op talle plekke wat dit beteken om geestelike weeskinders te wees. Efesiërs 2 vers 2 tot 3 meer direk vertaal, stel dat ons van nature seuns van die ongehoorsaamheid en kinders bestem vir die oordeel is. Harde woorde, ons is letterlik kinders van ongehoorsaamheid en kinders van die oordeel wat kom vir ons. Jesus sê in Johannes 8 vers 43 tot vers 43 tot 44 ook baie reguit. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. So wanneer iemand nie luister na Jesus nie, is jy 'n kind van die duiwel. Jy's 'n kind van jou sondige drifte, jy's weg van die Here af, geestelik 'n weeskind. Dit is so erg dat ons dan in ons sonde plaasvervangers vir God soek. Dit kan die duiwel wees, dit kan 'n ander afgod wees. Dit kan mense wees in wie ons veiligheid soek. Ons kan in ons natuurlike sondige toestand enigiets kies buiten die Here vir ons beskerming. Ons is nie in God se koninkryk nie, ons is nie in sy huis nie.
en ons wil hom nie ken nie. Ons is dus in hierdie jammerlike, selfopgelegde weeskind toestand. Ons wil so ver as moontlik van ons werklike Vader aflewe. En tog in hierdie toestand het die Here ons so lief. Hy wil nie toekyk hoe ons aanhou weeskinders wees nie. Hy wil nie toekyk hoe ons aanhou weeskinders is nie. Hy wil ons terug in sy Vaderhuis verwelkom. Die probleem is dat ons tog nie uit ons eie uit kan teruggaan na die Vaderhuis toe nie. Ons is te vuil, te sleg, te verslete en te lief vir die sonde, dat ons nie eers al weet waar om te begin soek na die Here se huis nie. Boonop dit gaan God ons ook nie toelaat by hom nie. Soos wat ons is in ons sondige toestand nie. Ons sal sy pragtige huis hopeloos te vuil maak. Ons sal modder op die vloere trap en skade aanrig deur net daar te wees. Die lig van God se teenwoordigheid sal te veel wees vir ons sal heeltemal vergaan in ons sonde voor hom. Voorbeeld is, as ons naby die Here se lig kom in ons sonde, sal ons soos kokkerotte wil wegskarrel na die naaste donker gat toe. So ons weet nie eers waar om te begin om onsself te help nie. Dit bring ons by die tweede punt. Iemand is dus nodig om vir ons te wys hoe om by die Vader se huis uit te kom. Iemand is nodig om ons te kom was, die luise van ons kop af te haal, ons skoon te maak van die modder van ons sonde. En is nie die geval van iemand wat net buite die deur gaan water en seep los en sê, hoorie, probeer jouself uit so goed as moontlik was en dan kan jy hier toegelaat word nie. God se standaarde is so groot, God se standaarde vir reinheid en heiligheid is so groot, ons kan nie onsself was en dan probeer ingaan nie. Nee, iemand moet kom wat die Here se huis se standaarde en reëls ken. Daai persoon is nodig om ons te kom was, want ons weet nie hoe nie. Iemand is nodig om ons hele wese te verander, sodat ons nuwe, skoongewaste, gereinigde kinders van God kan wees. En dis soos ons hierso sê, Jesus Christus. God se eie seun. Die gedeelte sê hy is eintlik ons broer in die hemel. Dis vreemd om so daaraan te dink. Hy is ons groot broer, ons die eersteling in die hemel. En hy ken die Vader soos hy homself ken. Hy is van ewigheid af daar. Moenie glo wat ander mense sê nie. God is van ewigheid af 'n drie-eenheid in verhouding. God die Seun, God die Vader en God die Heilige Gees. En hy kom om vir ons die weg te wys na sy Vader toe. Hy is die sleutel tot die toegang van hierdie huis. Nou omdat God ewig heilig is, beteken dit dat ons in ons sonde nie in sy teenwoordigheid toegelaat word nie. Ons oortree sy reëls, en as jy sy reëls so erg oortree dat jy geen respek het eers vir die Here nie, gaan hy mos nie in sy huis toelaat nie. En daarom stuur hy vir ons die oplossing tot hierdie probleem, en dis sy eie seun. En Jesus vertel ons van sy Vader. Hy vertel ons wat nodig is om in sy Vader se huis te kom. Nog meer, hy kom wys vir ons die pad. En hy sê vir ons, is nie duidelik vir ons om in onsself hierdie te doen om in die Vader se huis in te kom nie. En dan dra hy namens ons die straf op ons sonde. Hy word 'n geestelike weeskind gemaak ter wille van ons. Hy word deur sy Vader verlaat ter wille van ons. Sondag 13 lê die klem hierop, dit sê, Jesus het ons Dit sê dat Jesus het ons van die heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot eiendom verlos en vrygekoop. En dit sê ook dat ons uit genade tot kinders van God aangeneem is, om Jesus ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem. God se straf vir ons sondes word op Jesus gelê, en hieruit kry ons vergifnis
verlossing en reiniging vir ons sondes. En reiniging is 'n groot woord wat net beteken ons is skoon. Jy is skoon gewas van binne en buite. Jy, vuil en verlore, verslete weeskind, wat maar net in hierdie lewe rondgedwaal het, op soek na iets om te eet, of iewers om te slaap, of 'n dwelm om jou beter te laat voel. Jy word deur Jesus omhels, skoon gewas en aan die hand gelei na die huis van sy Vader toe. Deur hom het jy nou toegang tot die Vader. Jy is nie meer 'n kind van die duiwel nie, jy is die Here se kind. Deur jou grootbroer se dade. Hy maak hierdie aanneming moontlik. Die Here het ons so lief dat hy sy seun stuur om vir ons te wys hoe om weer by hom uit te kom. In die Ou Testament is hierdie afstand wat ons van die Here af gehad het, beklemtoon deur die voorhangsel in die tempel van die Here. Die hoëpriesters mag slegs daar ingegaan het as daar geoffer is vir die volk se sondes en hierdie hoëpriester homself skoon gewas het. En hierdeur het die Here eintlik maar net gewys dat ons slegs deur reiniging, deur skoonwassing in sy teenwoordigheid mag inkom. Maar dit het vorentoe gewys na dit wat Jesus as ons hoëpriester sou doen, toe hy homself as offer gegee het, sodat ons toegang tot die Here sou verkry. Deur die afstand wat daar tussen ons en die Here is te verwyder. En dan lees ons hier in Hebreërs 2, hy moes ons menslike natuur aanneem. Hoekom? Hoekom kon hy nie net as 'n engel aan ons verskyn het nie? Want dit was hierdie menslike natuur wat teen die Here gerebelleer het, wat die afstand veroorsaak het. Hy moes kom om ons liggame en siele van die heerskappy van die duiwel te bevry. Hy is die outeur, die pionier, die voorloper van ons verlossing. En daarom neem God ons tot sy kinders aan in Jesus. En dit lei dan tot die woorde van Hebreërs 2 vers 11, wat sê, om hierdie rede is Jesus nie skaam om ons sy broers en susters te noem nie, want hy het ons skoon gewas. En dit bring ons dan ook nou by die laaste punt. Jy is 'n weeskind in God se oë in die sonde. Ons groot broer in die hemel, Jesus Christus kom en hy maak ons skoon en hy lei ons as weeskinders, reinig hy ons en hy maak ons deel van die Vader se teenwoordigheid en ons kan nou lewe as kinders in die Here se hand. En dan sê dit nou dat ons behoort aan die Here. Ons is aangenome kinders nou van die Here. Deur die werk van Jesus. En dit gee aan ons die sekerheid dat ons lewe in die huis van die Vader. Dit gaan nie oor hoe goed ons onsself kon skoonskrop voordat ons in die Here se huis ingegaan het nie. Dit gaan nie oor ons dade nie. Dit gaan oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. En spreek dit tog nie die kern van ons onsekerhede aan nie. Mense smag na aanvaarding. Mense smag na onvoorwaardelike liefde. Mense smag na 'n vaste tuiste. Mense smag na ander wat omgee oor jou. Ons wil net aanvaar word en veilig wees. Maar as ons nie die Here ken nie, lei hierdie smagting net tot onvergenoegdheid, tot angs en alleenheid en 'n swak identiteit. Maar in die Here word hierdie soeke in ons lewe aangespreek. Dis nie God wat daar ver is nie, dis God ons Vader. Dis God ons Vader wat ons aanvaar in Jesus se dade. Hy verwelkom ons met oop arms terug na die Vaderhuis toe, soos die verlore seun wat alles gaan weggooi het en besef het, hy is so ver verlate, hy is so onrein, hy moet maar teruggaan na sy pa toe, dalk sal sy pa hom as 'n slaaf aanneem, want dan het hy ten minste iets om te eet, en dan verwelkom sy Vader hom met oop arms. Dis hoe die Here ons verwelkom in Christus. Hy gee vir ons 'n vaste ewige tuiste in Jesus. En hy gee vir ons geloofsboeties en sissies in Jesus. So ons kry 'n Vader, ons kry familie, ons kry 'n huis, ons kry 'n erfporsie. Alles waaroor ons so bekommerd is, erf ons deur Jesus.
Maar dit hou wel in dat ons moet hou by die Here se huisreëls. Ons kan nie sê, ons is in die Here se huis verwelkom, maar ons lewe soos geestelike weeskinders nie. Ons kan nie sê dat ons die Here se kinders is, maar ons dade getuig eintlik daarvan, dat ons steeds vervulling en aanvaarding en aardse dinge probeer kry nie. En die Heilige Gees verander ons, lei ons tot wedergeboorte, lei ons tot hierdie besef dat ons nie aan onsself die eer moet bring nie, maar aan Jesus, dat ons in Jesus toegang tot die Vader het. Hy wys aan ons hoe ons nou moet leef soos die Vader dit wil hê, nie die wêreld nie. Tog, al is ons in die Here se huis, al is ons in sy teenwoordigheid, val ons nog in die sonde. Nie net 'n bietjie pastorale aanmoediging. Ons almal beleef tye wat dit voel asof ons ver van die Here af is. Ons almal voel, dit voel vir ons almal soms asof die Here ons uit sy huis uitgegooi het en op straat gelaat het, omdat ons dink ons is nie goed genoeg vir die Here nie. En niks kan verder van die waarheid af wees nie. As jy eers in die huis van die Here is, eers deur Jesus se bloed verlos is, sal niks jou van sy liefde kan skei nie. Hy gaan nie jou as aangenome kind skielik op straat gooi net omdat jy iets verkeerd gedoen het nie. Sal ons dit doen as ons 'n kind aanneem en hulle weet nie hoe om 'n mes of vork te gebruik nie en hulle begin met hulle hande eet, skielik op die straat wil uitgooi want hulle is nie reg nie. Ja, die Vader is geduldig met ons. Hy verander ons harte, maar hy besef ons het 'n pad om saam met hom te stap ook. Ons moet leer wat dit beteken om in sy huis te wees. Ons moet leer wat dit beteken om dankbaar te wees. En in sy geduld help hy ons om ons ou maniere af te leer en deur sy Heilige Gees tot bystand en krag, en deur sy Heilige Gees se bystand en krag, help hy ons om elke dag meer en meer soos Jesus te word. Daar kan tye in ons lewe wees wat hy ons bietjie meer streng hanteer, wat hy ons in afsondering moet hou, dat ons kan vrykom van hierdie verslawing of dit wat ons so vashou, want hy is 'n Vader, hy gee om, hy wil die beste vir ons hê. So mens kan deur beproewings gaan, maar Hebreërs 2 eindig met die woorde van Jesus is self versoek, Jesus het self gelei en daarom kan hy die wat versoek word en lei help. God drie enig is wonderlik. Soos Vader, hy staan ons by as ons broer en hy gee vir ons die krag deur die Heilige Gees. Jy is dus nou in sy huis. Leer wat dit beteken om sy aangenome kind te wees. En die beste van alles is dat hoe meer en meer jy leer wat dit beteken om sy kind te wees, hoe meer en meer dankbaar word jy vir die feit dat hy jou aangeneem het. En besef jy watter groot tekort daar in jou lewe was, voor die Gees jou verander het. Lewe dus as 'n kind van die Here, en dank ons Here Jesus dat ons die voorreg het om God se kinders te wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat 'n groot voorreg is dit om dit vir U te kan sê. Ons Vader in die hemel, ons Vader wat hier by ons is, ons Vader wat ons bystaan. Dankie vir U liefde, wat ons nie net gelaat het as verlate weeskinders nie. U so in ons kom werk het om los te breek van die sonde, dat ons in ons Here Jesus kan vasgryp en weet dat hy ons lei na U toe. En dat hy namens ons bid en namens ons getuig en dat ons sondes bedek is deur sy bloed en dat ons gereinig is en skoon gewas is en dat ons nou skoon en verloste kinders van U kan wees. Ons bid dat ons in U huis sal lewe. Ons bid dat ons soos U kinders sal lewe. Stuur die Heilige Gees om ons by te staan, dat ons lewens sal getuig van U teenwoordigheid. Lei ons in U grootheid en genade. Help ons om te groei
in hierdie rol wat U vir ons gegee het as U kinders. Ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing uit lied 532 uit. Heer, wees vir ons 'n Vader wat sorg en sien, trek ons in Christus nader om U te dien. En dan gaan ons die seën uitspreek en dan gaan ek amen sê en dan gaan ons na die amen lied 464, O Heer my God, saam sing ook. Kom ons sing lied 532. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees is met u almal. Amen.
Is daar enige vrae oor die diens? Enige dinge wat julle kan toe vat, wat uitgestaan het? OK. Hoop julle is volleerd. Die kollektes vandag is vir die diakonale kas en die deputate jeugsorg en kos gaan drink lekker koffie saam.